Kom ons maak ons oë toe en dan bid ons saam. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie vir hierdie wonderlike dag en vir hierdie geleentheid hier waar ons weer by mekaar kan kom. Here, ons dankie dat ons die voorreg kan hê om te weet dat ons onsself kinders van U kan noem. U wat die groot en almagtige God is, ja, die een wat ons ook noem ons Alfa en ons Omega. Die een wat ons weet, U self vir ons sê, die begin en die einde is, die eerste en die laaste is. En soos wat Openbaring 1 vers 8 ook vir ons leer, die Almagtige. En Here, waar ons weet dat mense, dat die Satan selfs, die duiwel magtig is, het ons ook die voorreg om te weet, U is die enigste een wat almagtig is. Here, ons dankie dat ons ook vanmôre in U teenwoordigheid saam kan kom, dat ons kan leer uit die woord. En Here, waar ons dan nou ook uit die woord gaan lees, waar ons daaruit gaan leer, en ons dan ook vra, Here, maak ons harte en ons verstand oop en helder, gee dat ons werklik sal hoor en sal luister, en ook hierdie woord in ons harte sal inneem, sodat ons ook hierdie woord uit dankbaarheid vir U groot liefde en genade wat U so onverdiend aan ons bewys, dat ons dit ook in ons lewens kan gaan toepas en kan gaan uitleef, om daardeur die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U te bring. En daarom vra ons, Here, spreek nou tot ons, want ons die kinders wil graag luister. En ons bid dit alles as dit U wil is, in U groot en heilige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Goed, so ek wil vir ons net weer die lyne wil ek amper sê optel. Ons het gesien dat Salomo het verlede Sondag, in verlede Sondag se gedeelte, het God vir hom gesê, jy kan enige iets van my af vra, en toe het Salomo gesê, maar hy vra van God af wysheid en insig, en toe het ons as afsluiting daarvan gesien hoe hy sy wysheid toepas in daai verhaal waar die twee vroue na hom toe kom en hy uiteindelik dan sy wysheid gebruik om die babietjie wat gebore is vir die regte maat te gee, en dan uiteindelik sien ons die volk sê dat hulle het respek, as ek dit nou maar amper so kan stel, vir Salomo gehad, omdat dit duidelik was dat hy baie wys was en dat God hom geseën het met wysheid. Nou vanmôre wil ek hê dat ons net weer so kortliks gedeeltes, moet ek wil amper sê raakvat om die geheelbeeld te skets. Die groter prentjie van wat hier gebeur en wat ons, wil ek amper sê moet raak sien, is wat gebeur het, is onthou Salomo het geoffer op die hoogte, en dan uiteindelik daar, dan praat God in 'n droom met Salomo, en dan het ons gesien wat belangrik is dan gaan Salomo uiteindelik na die tabernakel toe, en die tabernakel was mos die draagbare tempel gewees, en dan gaan offer Salomo daar, so ek wil amper sê dit is hierdie regte rigting waarin Salomo uiteindelik beweeg, en dan van daar af, Salomo het gevra vir wysheid, en toe het God gesê, omdat jy nie gevra het vir aardse goed, vir rykdom, en vir baie besittings, en alles wat mense gewoonlik op aarde wil hê, maar omdat jy vir wysheid gevra het, sal ek ook vir jou al die ander goed byvoeg. En dan sien ons nou, en dit is in 'n sekere sin die opsomming van vandag, ons sien hoe God uiteindelik vir Salomo en Salomo se koninkryk uiteindelik seën. En ek wil hê ons moet die lyn terugtrek na die eerste keer toe God die verbond, en ek wil die woord verbond staan weer vandag uit, toe God die verbond met Abraham kom sluit het hy vir Abraham gesê, ek sal seën diegene wat jou seën, en ek sal vervloek die wat jou vervloek, en in jou sal al die geslagte van die aarde geseën wees, daar in Genesis 12 vers 3. Nou die groter prentjie is ook dat ons dan sien, God seën sy kinders, en God seën die wat sy kinders, en ons dink byvoorbeeld aan Jakob wat daar by Laban was, as mens nou daai verhaal weer onthou, dan onthou ons Laban is geseën omdat Jakob wat God se kind is, in Laban se diens was, of vir Laban uiteindelik gewerk het, en ons onthou die storie. Maar so hier wat ons sien is hoe God vir Salomo meer en meer seën. En ek wil hê ons moet daarvan 1 Konings 4 af, net sulke stukke verse wat ek vir ons wil lees.
So die eerste ding wat ons baie duidelik sien is, nou gaan dit verskriklik goed met Salomo, nog beter as wat dit alreeds gegaan het. So in 1 Konings 4 vers 20 is 'n belangrike vers. Ons lees daar, en Juda en Israel was talryk, soos die sand wat aan die seestrand is in menigte. Hulle het geëet en gedrink en was bly. Onthou, God het vir Abraham gesê, ek sal jou nageslag soveel maak, soos die sand van die see se strand en soos die sterre van die hemel. So hier sien ons, en dis ook belangrik vir vanmôre, dis eintlik die hoofgedagte, God is getrou. As God gesê het hy gaan iets doen, dan doen hy dit. God hou sy beloftes en sy verbonde. En dan die volgende ding wat ons sien is net in die volgende vers, en dit is, ons sien Israel beleef die goue eeu ooit. Hierdie wat ons nou hier gaan sien wat beskryf word in die volgende vers in 1 Konings 4 vers 21 vertel vir ons, dit is die grootste en die sterkste en die magtigste wat Israel ooit was. Sy grense was op hulle verste punt. So ons lees in vers 21, verder was Salomo heerser oor die koninkryke van die Eufraat af, wat hulle ook genoem het die groot rivier, tot by die land van die Filistyne en tot by die grens van Egipte. En hulle het belasting aangebring en Salomo gedien al die dae van sy lewe. So nou maar net om so 'n bietjie prakties te raak, ons weet daar is nou die oorlog tussen die Gaza en Israel wat op die oomblik aan die gang is in die Palestyne. So hierdie gedeelte sou vir ons gesê het, Salomo se grense was ver verby dit gewees, tot by Egipte uiteindelik, so tot teen die see en af tot by Egipte. En dan so 'n paar verse later sien ons ook die vrede wat beskryf word in vers 25. Daar lees ons, sodat Juda en Israel, dis hoe dit nou gelyk het in hierdie tyd, veilig gewoon het. So daar's vrede en veiligheid, en dit is belangrik. Elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, van Dan tot Beersheba, dis die grense, al die dae van Salomo. So dit vertel ook vir ons, daar was rykdom, daar was oorvloed, daar was vrede, daar was rustigheid, en dan is daar ook natuurlik hier die wingerdstok en die vyeboom, en die vyeboom herinner ons veral aan die tuin van Eden. So nou sien ons al klaar, hier is 'n prentjie wat vir ons geskets word, hier is lyne wat, ons gaan dit nou aan mekaar sien, teruggetrek word na die paradys toe, na die tuin van Eden toe, maar tog in die beskrywing, vir die ou wat fyn lees, sien ons iets raak van die vyeboom. Ja, die vyeboom verwys na die tuin van Eden, maar die vyeboom speel ook 'n belangrike rol, want dit is natuurlik die vyeblare wat Adam en Eva gepluk het om hulle self toe te maak, nadat hulle daai boom van die kennis van goed en kwaad se vrug gepluk het, wat God gesê het hulle mag nie. So die vyeboom is al reeds besig om ook 'n prentjie vir ons hier onderliggend te skep. Laat ons moet sien, ja, dit gaan goed, maar miskien wil ek amper sê, gaan dit te goed, en ons gaan nou sulke gedeeltes daarvan uiteindelik sien, maar wat hier eintlik gesê word ook, is dat elkeen leef in sy eie tuin van Eden, so dit gaan werklik goed. En dan lees ons in die volgende vers, in 1 Konings 4 vers 26, lees ons dan verder het Salomo 40.000 krippe gehad vir sy trekperde, en 12.000 ryperde. So vir die wat van perde hou, Salomo het baie perde gehad, hy het ook van perde gehou, maar daar's 'n ander ding wat ons ook hier moet onthou. Ons het eintlik al daarna gekyk, toe Dawid die volk getel het. Nou perde was nie net perde vir die mooiheid nie, wanneer ons in die Bybel lees van perde, dan gaan dit oor, dis jou weermag se perde. En so hier sal weer 'n rooi liggie wat hier onder die vyeblare deur, wil ek amper van ons moet begin skyn. Perde was in die tyd van die Bybel, veral in die Ou Testament, wil ek amper sê, perde was tanks gewees. Perde was oorlogs toerusting gewees, as ek dit so kan stel. So in Deuteronomium het ons vir ons gewaarsku, en ons het gesien, God sê, dit moenie gaan oor hoeveel oorlogswaans of hoeveel mense jy het, maar dit gaan oor God wat jou sal red. Maar goed, so dit is net so onderliggend, soos ek sê, die rooi liggie wat onder die vyeblare deurskyn, maar dan verder ook word dit vir ons beskryf in 1 Konings 4 vers 29, en God het aan Salomo wysheid gegee. So God is weer eens getrou. God sê vir Salomo, of ons sien hier, Salomo het gevra vir wysheid, en God maak Salomo se wysheid net meer en meer. En God het aan Salomo wysheid gegee, en 'n baie groot verstand, en 'n ruimte van insig, soos die sand aan die seestrand lê. En dan 'n paar verse later
verse 32 tot 34 van 1 Konings 4. Hierdie is nou oor Salomo se wysheid, so dit wys hoe God getrou is en hoe God gee wat Salomo gevra het. En hy, dit is nou Salomo, het 3000 spreuke uitgespreek. So, ons weet hy die boeke van Spreuke en Prediker geskryf. En hy het 3000 spreuke uitgespreek en sy liedere was 1005. En hy het oor die bome gespreek, van die seder op die Libanon tot die hisop wat teen die muur uitspruit. Ook het hy gespreek oor die vee en oor die voëls en oor die kruipende diere en oor die visse. En van al die volke het hulle gekom om na die wysheid van Salomo te luister, van die konings van die aarde wat van sy wysheid gehoor het. So met ander woorde, hulle het selfs gekom en ons weet later in 1 Konings 10, dan kom die koning van Skeba natuurlik ook na Salomo toe om na sy wysheid te luister. Maar wat hier ook belangrik is in hierdie paar verse, is Salomo se wysheid, so die oorvloed, die seën van die Here raak net meer en meer en meer. En in hierdie verse word dit vir ons beskryf. As ons hierdie verse lees, dan dink ons so tipies aan Genesis 1. Wat het God geskep? Hy het die bome geskep en die voëls en die diere en die kruipende diere. So Salomo se wysheid is ook oor die skepping. Dis wat vir ons in 'n sekere sin hier gewys word, en dit laat dink ons dan weer aan die tuin van Eden. Salomo se wysheid is oor die tuin van Eden, ja, oor die groot dinge, soos die vee en die bome en alles, maar ook oor die klein goedjies, soos die klein plantjies en die kruipende diere. Salomo het werklik kennis oor alles, so die Here seën hom as 'n koning, en deur hom word nie net sy mense Israel geseën nie, maar uiteindelik ook die ganse mensdom, want al die konings besef hoe wys hy is en kom na hom toe vir raad. En dan net so kortliks die volgende hoofstuk dan voor ons gaan begin lees is hoofstuk 5. En in hoofstuk 5 sien ons die voorbereiding vir die tempel. So ons onthou dat Dawid wou eintlik graag die tempel vir God gebou het, maar God sê vir hom nee, jy het te veel bloed op jou hande. En dan uiteindelik kom Salomo, en Salomo gaan nou die tempel bou, en is Salomo se begeerte. En dan sien ons uiteindelik Salomo gaan verbond aan met die koning van Tyrus, en sy naam is Hiram. En ons lees so iets van hierdie gesprek wat tussen Salomo en die koning van Hiram plaasvind, en dit som vir ons eintlik die 5de hoofstuk op. En ons lees daar, Salomo sê nou, en kyk, ek is van plan om vir die naam van die Here my God 'n huis te bou, soos die Here met my vader Dawid gespreek het en gesê het, jou seun wat ek in jou plek op jou troon sal sit, hy sal die huis vir my naam bou. So met ander woorde, hier word weer na die verbond verwys. Salomo sê, God is getrou, hy het vir my vader Dawid gesê, hy sal vir my vir die Here 'n tempel laat bou, en dis hoekom daai begeerte nou ook in my hart is. Dis wonderlik hoe dit baie keer werk, dat baie keer sien ons, en hier wil ek die ding van 'n getroue verbondsgod wat deur getroue verbondsfamilies werk. So baie keer is dit so, die ouers hoef nie eers vir die kinders te sê nie, maar die kinders wil graag ook kinders van die Here wees, want hulle sien hulle ouers se voorbeeld, en hulle sien dat God in hulle ouers se lewe 'n getroue God is, en daarom vertrou hulle ouers op God, en hulle wil ook op God vertrou. En hulle vertrou dan ook op God. En dan sê die volgende vers 6, nou sê Salomo vir hierdie koning van Tyrus, hy sê vir hom, gee dan nou bevel, dat hulle vir my seders, dis nou die bome, uit die Libanon kap, en laat my dienaars saam met u dienaars wees, en die loon van u dienaars sal ek gee, net soos u sê, want u weet self dat onder ons niemand is wat verstaan om bome te kap soos die Sidoneërs nie. So met ander woorde, hy sê vir hierdie koning, kap asseblief vir my boom, en hier is 'n verbond, 'n ooreenkoms. Ek sal vir jou kos en alles gee, as mens nou verder lees, in ruil vir die hout wat jy vir my gee, om die tempel en uiteindelik later sy huis ook te bou. Goed, en dan kan ons die draad optel hier by 1 Konings 6. So in 1 Konings 6 sien ons dan, hulle begin om die tempel te bou. So kom ons lees daar van die eerste vers af, en soos ons vorder, sal ek vir ons dit wat belangrik is uitlig. So ons lees dan hier van vers 1 af van 1 Konings 6, en in die 480ste jaar, na die uittog van die kinders van Israel uit Egipte land, in die 4de jaar van Salomo se regering oor Israel in die maand Sif, dit is die 2de maand, het hy die huis vir die Here gebou.
En die huis wat koning Salomo vir die Here gebou het, was 60 el in sy lengte en 20 in sy breedte en 30 in sy hoogte. Nou 'n el is moeilik, maar as ek nou so met my arm kan wys, as ek reg verstaan, hulle praat van 'n el is omtrent van jou vingerpunte af tot hier by jou elmboog. As jy nou, dit hang nou af seker hoe groot 'n mens is en hoe lang jou voorarm is. Maar ek wil sê in my kop, rofweg, is 'n el so tussen 'n halwe meter en 'n meter. Miskien so 'n bietjie meer as 'n halwe meter, want van jou vingerpunt af tot by jou elmboog is meer as 'n liniaal, so amper 'n meter, maar nie 100% 'n meter nie, maar so dit gee vir my so breedweg 'n idee van hoe groot die tempel was. So 'n redelike groot kerk in vandag se norme wil ek amper sê. En dan lees ons verder in vers 3. En die voorportaal aan die voorkant van die hoofvertrek van die huis was 20 el in sy lengte oor die breedte van die huis en 10 el in sy breedte aan die voorkant van die huis. So die voorportaal is altyd die belangrik. Baie kerke of meeste kerke het ook 'n voorportaal en ek dink ek het al in die verlede oor die gedagte gepreek dat die kerk as sulks vandag is eintlik in 'n sekere sin die voorportaal van die hemel. En so was daar altyd ook 'n voorportaal gewees. Maar dan lees ons verder in vers 4. En hy het aan die huis vensters gemaak met smal latwerk. So vensters is belangrik. So die woord wat verkondig word, moet die hele wêreld kan sien en kan hoor. So die vensters word ook oopgemaak. So dis die gedagte met die vensters wat daar ook is. Hierdie woord is nie net vir die wat hier is nie, maar dis vir die hele wêreld. Die hele wêreld moet dit hoor en ook die voorbeeld sien deur die vensters van die wat daaraan bid. En dan vers 5, en teen die muur van die huis het hy rondom 'n aanbousel opgetrek, aan die mure van die huis rondom die hoofvertrek en die binneste vertrek, en hy het dit rondom in verdiepings gemaak. So hierdie is belangrik, daar's verdiepings, en ons gaan nou meer daaroor sê. Die onderste verdieping was 5 el in sy breedte, en die middelste 6 el in sy breedte, en die derde 7 el in sy breedte. Want hy het vir die huis rondom buitekant inkortings gemaak, om nie in die mure van die huis in te las nie. En toe die huis gebou is dit opgetrek van klippe, kant en klaar uit die breekplek, hamers en koubuitels. Enige ystergereedskap is nie gehoor by die huis toe dit gebou is nie. So dis ook 'n belangrike opmerking, maar net so vinnig, wanneer God al vroeër vir Abraham en later vir Moses in Exodus ook, spesifiek daar na die 10 gebooie in Exodus 20 sê om 'n altaar te bou, dan sê hy ook dit moet altyd van gekapte klippe wees, maar daar mag nie ystergereedskap gebruik word nie. En die gedagte daar rondom is maar net om dit so vinnig te verduidelik. God het weer eens gesê julle moet anderster wees en julle moet anderster lyk, want die heidenvolke gebruik ystergereedskap. So ek wil nie hê julle moet ystergereedskap gebruik nie. Ag, mens kan baie lyne trek om te sê God sê ek is die God wat skep. Ek wil amper sê ek is 'n natuurlike God en hulle is wat deur mensgemaakte toerusting bou, hulle altaar en hulle huis en goed, maar is nie nodig om nou daarop in te gaan nie. Maar goed, so kom ons lees verder by vers 7. En toe die huis gebou is dit opgetrek van klippe, kant en klaar uit die breekplek, hamers en koubuitels en enige gereedskap is, ystergereedskap is nie gehoor by die huis toe dit gebou is nie. En die ingang van die onderste verdieping, so ons sien daar's 'n onderste verdieping, was aan die suidelike sykant van die huis. En wenteltrappe het opgegaan na die middelste en van die middelste na die derde. En toe hy die huis klaar gebou het hy die huis oortrek by wyse van vakke, rye met sederhout. So ek wil net vir 'n oomblik hier stil staan ook. Hier is 'n belangrike punt vir vanmôre se preek ook. Onthou, ons praat nou van die tempel wat Salomo bou, en waar bou hy die tempel? Op Sionsberg in Jerusalem. So dis op 'n berg. En hoe lyk hierdie tempel? Hierdie tempel, ek wil nou nie vanmôre in die besonderhede ingaan van die uitleg van die tempel en die simboliek daar agter nie, want anders gaan ons te lank besig wees. Maar hierdie tempel sien ons het ook verdiepings. Daar's 'n voorvertrek, daar's 'n middelste vertrek en daar's die agterste vertrek. Maar ek wil amper sê dis eerste verdieping, dan is daar trappe wat opgaan. Tweede verdieping wil ek amper sê 'n soort van soos wat ons in die kerk sou gewees het, en dan is daar die derde verdieping, en dis natuurlik waar die verbondsark
was in die 3de verdieping, so dis nog op, is daar agter die gordyn, agter die gerubs wat ons nou sien, wat gemaak is die verbondsark, wat in elk geval sy eie gerub op sy deksel het, en die 10 gebooie is natuurlik in die verbondsark. Hy is in daardie allerheiligste vertrek, waar God se teenwoordigheid in die tabernakel altyd ook was, in die vorm van die wolk en die vuurkolom, wat ons gesien het van Sinaï berg af, afgekom het en ingetrek het in die tent, om daarmee simbolies te sê, ek trek saam met die volk. So, die verbondsark is ook in daardie 3de verdieping, so ons kan onsself voorstel, as jy in die voorportaal staan, sou jy kon opkyk, en dan sou jy gesien het deur die middelste vertrek, deur die 2de verdieping, en uiteindelik in die 3de verdieping, en ons sal nou later sien, die draaghoute waarmee hulle die verbondsark gedra het uitgesteek, so hulle sou dit kon sien, en hulle sou die gerubs kon sien, en wil ek amper sê, die vlamme van die gerubs, van die vlerke, en ook as mens in die 2de vertrek, wil ek amper sê, tydens die kerkdiens, as ons dit nou maar so kan stel, sou hulle ook gesien het, hulle kon opkyk na die verbondsark. So dit skep vir ons die berg. Dit is hierdie kosmiese berg weer, so dis nie net bo op Sionsberg waar die tempel nou gebou word nie, maar is ook die tempel wat in die vorm van 'n berg is. Ek wil amper sê dit herinner ook aan Jakob, die leer wat opgaan na die hemel toe, dis strappe wat heeltyd opgaan na die hemel toe. Maar daar's 'n ander belangrike ding ook hier vir vanmôre. Ons sê die lyne word heeltyd teruggetrek na die tuin van Eden toe. En dit is juis ook so met hierdie gedeelte, dat die mens kyk hier van die voorportaal af deur na die allerheiligste vertrek. Hy sien die draaghoute uitsteek, maar hy mag nie daar ingaan nie. Net eenmal 'n jaar mag natuurlik die hoëpriester daar ingegaan het, en dan het hulle selfs, ek het nou al baie gesê, tou om sy lyf vasgemaak vir as hy dood neerslaan, en hy moes daar gaan offer het vir die volk se sondes. Maar die feit is, ons is op pad op, en ons kyk op, en wanneer ons na die Here toe kom, na sy huis toe kom, om te aanbid, om hom te loof en te prys, en vir hom te offer, in gehoorsaamheid, dan is ons ook op pad, ons staan in die voorportaal, en ons is as te ware die voorportaal van die hemel. Ons kyk na die gerubs, wat in 'n sekere sin nog, hier Ou Testamenties, die paradys beskerm, want wat het ons gesê, met 4 vlamme, met swaarde soos 4 vlamme, beskerm daardie gerubs, die engele, die paradys, wanneer Adam en Eva uitgeskop is. Nou moet Adam en Eva weer van onder af opklim paradys toe, tuin van Eden toe, met die berg op, want die tuin van Eden is op 'n berg. So en dis dieselfde gedagte hier, en dis baie belangrik. Ons almal is besig op die een of ander manier, die lewe is nie maklik nie, ons is bergklimmers, ons moet berg opklim, is nie altyd maklik om berg te klim nie. Maar die gedagte ook hier, wat met die tempel geskep word, en met die kerk geskep word, en dis 'n gedagte wat ons moet verstaan, is dit eintlik elke keer wanneer ons kerk toe kom, dan kyk ons so half deur 'n venster na die hemel toe. Ons is bietjie nader aan die hemel, maar hier is daar's 'n belangrike verskil, maar ons sal nou daaroor praat. Maar so die tuin van Eden beeld word ook hier geskep en geskets, en soos wat ons kerk toe kom, of soos wat die oud Israeliete of die Jode na die tempel toe sou gegaan het, is dit daardie naderkom elke keer, werklik weer aan die hemel, aan die tuin van Eden gedagte, want onthou, Jesus sê vir die moordenaar aan die kruis, daar langs hom by sy kruisiging, hy sê vir hom, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. So met ander woorde, die vergelyking tussen die paradys en die hemel is ook duidelik vir ons daar. Maar die ander ding wat ons hier sien, voordat ons nou verder lees, wat ook belangrik is wanneer ons na hierdie beskrywings, na die mates en al die goeters kyk wat hier vir ons gegee word, dan is dit ook belangrik dat ons sal raak sien, dat dit is die tabernakel, die draagbare tempel wat in die woestyn was, dis wat vir ons weer hier beskryf word, maar net in die groter mate, so God seën, daar's groei wat plaasvind. Die tabernakel se maat is en die manier hoe hy gebou is en alles, is in 'n sekere sin weer hier te sien in die tempel, maar net in die oortreffende trap. So met ander woorde, daar's groei, God seën, daar's uitbreiding, alles word meer, die oorvloed, dis die gedagte hier, word uiteindelik meer en meer. Goed, nou wil ek vir ons verder lees van vers 10 af. En hy het die aanbou, so dis nou Salomo, teen die hele huis gebou, of latbou dan nou ten minste, 5 el was elke verdieping hoog, en hy het dit aan die huis bevestig met sederbalke. En die woord van die Here het tot Salomo gekom en gesê,
En nou is vers 12 is een van ons teksverse wat baie belangrik is, of ons teksvers eintlik hier, die ander verse wat ek nou verduidelik het, was ook ons teksvers, maar vers 12 is die hoofteksvers. So vers 11 sê, en die woord van die Here het tot Salomo gekom en gesê, want wat hierdie huis betref, wat jy besig is om te bou, as jy wandel in my insettinge en my verordeninge uitvoer, en al my gebooie onderhou om daarin te wandel, dan sal ek my woord wat ek tot jou vader Dawid gespreek het, aan jou vervul. Dan sal ek onder die kinders van Israel woon, en my volk Israel nie verlaat nie. So baie belangrik hierdie twee verse, maar veral vers 12 wat hier verwys weer eens na twee dinge. Hy sê eerstens, as jy die verbondstipulasies onderhou, as jy gehoorsaam is, met ander woorde as jy in my insettinge en my verordeninge uitvoer, dan sal ek vir Israel nie verlaat nie, en weer eens, en ek sal my woord wat ek tot jou vader Dawid gespreek het aan jou vervul. So dis die verbondsgedagte weer. So dis weer eens God sê, ek sal 'n getroue verbondsgod wees. Ek sal doen wat ek sê ek sal doen, en dis die gedagte hier vandag. En dan lees ons verder in vers 14. Toe Salomo die huis klaar gebou het hy die mure van die huis van binne bedek met sederplanke, van die vloer van die huis af tot by die balke van die plafon. Hy het dit van binne met hout belê, en die vloer van die huis het hy met sipresplanke belê. Verder het hy die 20 el van die agterkant van die huis met sederplanke bedek, van die vloer af tot by die balke, en dit aan die binnekant as 'n binneste vertrek, as 'n allerheiligste gebou. So dis daai allerheiligste vertrek. En vooraan was die huis, dit is die hoofvertrek, 40 el. En sederhout was aan die huis binnekant, snywerk van kolkiewinte en oop blomknoppe. Dit alles van sederhout, geen klip was daar te sien nie. So onmiddellik al klaar in hierdie beskrywing van die versierings, wil ek amper sê, kry ons ook weer die oop blomkelk, die kolkiewinte, dit herinner vir ons aan die paradys. En vers 19 sê, so het hy dan 'n binneste vertrek binnekant in die middel van die huis ingerig, om die verbondsark van die Here daar neer te sit. So dis hierdie allerheiligste vertrek op die 3de verdieping. So 3 is die getal van volheid ook. Jesus was 3 dae in die graf, so 3 speel ook hierdie belangrike rol. En die binneste vertrek was 20 el in lengte en 20 el in die breedte en 20 el in sy hoogte, en hy het dit oorgetrek met fyn goud, en die altaar het hy met sederhout bedek. Verder het Salomo die huis van binne met fyn goud oorgetrek, en hy het afsluiting met goue kettinge gemaak voor die binneste vertrek, wat hy met goud oorgetrek het. En die hele huis het hy met goud oorgetrek, totdat die hele huis daarmee bedek was. En die hele altaar, wat by die binneste vertrek behoort het hy met goud oorgetrek. So hierdie goud wys maar net weer vir ons oor die oorvloed wat daar was. Verder het hy in die binneste vertrek 2 gerubs gemaak. Dis nou hierdie allerheiligste vertrek van in ander vertalings word daar gesê van olyfboomhout, hier word gesê van olievenhout, 10 el hoog, so dis hoe hoog, 10 meter was hierdie gerubs, hierdie beelde, en 5 el was die een vlerk van die gerub, en 5 el was die ander vlerk van die gerub. 10 el van die een punt van sy vlerke tot by die ander punt daarvan. En 10 el die tweede gerub. Al twee die gerubs het een maat en een gestalte gehad. Die hoogte van die een gerub was 10 el en net so die ander gerub. Toe het hy die gerubs in die middel van die binneste vertrek gesit, en die vlerke van die gerubs was uitgesprei, sodat die vlerk van die een aan die een muur en die vlerk van die ander gerub aan die ander muur raak, terwyl hulle vlerke na die middel van die vlerke toe vlerk teen vlerk raak, sodat hulle bedek hierdie allerheiligste vertrek. Verder het hy die gerubs met goud oorgetrek, en aan al die mure van die huis rondom, van die binneste en die buitenste vertrek, het hy figure van gerubs en palmbome en oop blomknoppe laat uitsny. So weer eens daai herinnering aan die tuin van Eden, maar hier is 'n belangrike ding waarop ek ook wil wys. Palmbome word hier spesifiek genoem. So palmbome by ons vandag
skets miskien die idee van 'n oasis of van rustigheid, maar baie belangrik ook, ek dink ons kan maar sommer nou kan ek dit noem, volgende Sondag, as dit die Here se wil is, dan is dit in die kerklike kalender, of op die kerklike kalender wil ek amper sê, is dit Palm Sondag, dis die Sondag waarin ons terugdink aan die gebeure waar Jesus met die donkie in Jerusalem ingery het, en hulle die palmtakke voor hom gesit het. So hier ook wil ek amper sê, en ek sal nou meer daaroor sê, daardie gedagte alreeds wat vir ons vooruitwys, daar is palmtakke, en uiteindelik sal daar palmtakke voor Jesus neergelê word, wanneer hy uiteindelik Jerusalem inry vir die laaste keer. Onthou Jerusalem, dis hier waar die tempel nou gebou gaan word, op Sionsberg. Wanneer Jesus daar aankom, gaan die palmtakke ook voor hom neergesit word, en hier word nou beskryf in die tempel, natuurlik as deel van die versierings, is die palmtakke natuurlik daar. Maar goed, en dan lees ons verder, in vers 30, en die vloer van die huis van die binneste, of nee, ekskuus, ek het nou, ons moet hier van vers 28 af, en verder het hy die gerubs met goud oorgetrek, en aan al die mure van die huis rondom, van die binneste en die buitenste vertrek, het hy die figure van gerubs en palmbome, en oop blomknoppe laat uitsny, ekskuus nie, van vers 30 af, toe maar maak die saak nie, en die vloer van die huis, van die binneste en die buitenste vertrek, het hy met goud oorgetrek, en as ingang van die binneste vertrek, het hy deure van olievenhout gemaak, die uitspringende raamwerk van die deurposte het die vorm van 'n vyfhoek gehad, en die twee deurvleuels was van olievenhout, en daarop het hy figure van gerubs en weer eens palmbome en oop blomknoppe laat uitsny, en dit met goud oorgetrek, en die goud op die gerubs en op die palmbome ingeslaan. So weer eens, hierdie versierings herinner aan die tuin van Eden. Goed, so die kerk is om terug te beweeg tot daardie volmaaktheid. En net so het hy vir die ingang van die hoofvertrek gemaak, deurposte van olievenhout, vierkantig, en twee deurvleuels van sipreshout, die een vleuel van 2 draaibare helftes, en die ander vleuel van 2 draaibare helftes. En hy het daarop gerubs en palmbome en oop blomknoppe uitgesny, en met goud dun oor die snywerk uitgeslaan, oorgetrek. Verder het hy die binneste voorhof gebou van 3 laag gekapte klip en een laag sederbalke. In die 4de jaar is die fondament van die huis van die Here gelê in die maand Sif, en in die 11de jaar is in die maand Bul, dit is die 8ste maand, was die huis voltooi in al sy dele en volgens al sy vereistes, sodat hy 7 jaar daaraan gebou het. En dan sluit hierdie hoofstuk wat ons nou saam lees daar af. So wat hier belangrik is ook, dit het 7 jaar gevat om die huis te bou. So 7 jaar is, soos wat dit in God se wil is, weer die goddelike getal, 7 wat hier 'n belangrike rol speel. Maar goed, dan wanneer ons hier klaar is, wil ek amper sê saamvat en afsluit, wil ek net vir ons verder ook so 'n paar gedagtes skets, wat ons dan in die volgende hoofstuk sien, in hoofstuk 7, wat belangrik is dat Salomo bou dan nie net die tempel nie, maar hy bou so tussendeur ook, hierdie goed gebeur so half gelyktydig ook, bou hy ook vir hom 'n huis. Maar nou is hier weer, wil ek amper sê, rooi ligte wat hier onder die vyeblare deur flikker, en dit is, ons sien sy huis vat 13 jaar om te bou. So nou vra ou onmiddellik, okay, Salomo in al sy wysheid, die huis van die Here bou hy, dis die lengtes 7 jaar, en dan sy eie huis, wat eintlik maar die paleis is, wat ook 'n groot en 'n belangrike deel seker van sy koninkryk is, want dis waar hy sy regsprake maak en op sy troon sit en al die goeders, maar dis baie groter en dit vat baie langer, maar dis nou maar sommer net so, ek gaan dit nie nou lees nie, maar dis wat in die 7de hoofstuk vir ons vertel word, en die laaste vers van die 7de hoofstuk, as ek nou reg onthou, vers 51 sê, en toe al die werk wat koning Salomo in die huis van die Here gemaak het, gereed was, het Salomo die
geheiligde gawes van sy vader Dawid ingebring. Die silwer en die goud en die voorwerpe het hy in die skatkamers van die huis van die Here neergesit. So nou bring hy al die wil ek amper sê, soos hulle sê, die geheiligde gawes, die kandelare, die waskomme, al daai goed wat in die tabernakel was. Nou bring hy al die goed van die tabernakel af oor en hy kom sit dit ook in die tempel. So dis wat hier uiteindelik van belang is in hierdie vers. En dan lees ons in die 8ste hoofstuk, lees ons dan van die inwyding van die tempel. En ek wil ook net vir ons 'n paar verse daar uitlig wat hier verband hou. So die eerste verse wat ek vir ons wil uitlig in hoofstuk 8 is 1 Konings 8 verse 5 en 6 en ons lees daar. Nou is hulle besig om dis wil ek amper sê soos die opening van die tempel, die opening van die kerk wil ek amper sê, die inwyding van die tempel. En terwyl koning Salomo en die hele by hom vergaderde gemeente van Israel saam met hom voor die ark staan, het hulle kleinvee en beeste geoffer wat vanweë die menigte nie getel of bereken kon word nie. So hulle bring almal hulle offers. Verder het die priesters die verbondsark van die Here na sy plek gebring in die binneste vertrek van die huis, in die allerheiligste onder die vlerke van die gerubs in. So nou bring hulle uit die tabernakel uit hierdie draagbare tent uit, nou bring hulle die verbondsark wat in 'n sekere sin simbool is van God se teenwoordigheid, bring hulle nou in die tempel in. So dis wat hier gebeur. Maar wat vir my baie mooi is in hierdie beskrywing, is hoe word Israel hier beskryf, as die hele by hom vergaderde gemeente. So met ander woorde, hulle kom kerk toe, hulle is gemeente van God, wanneer hulle by die kerk saamkom. En dan wil ek 'n klompie verse oorskiep, of spring, dan by 1 Konings 8 verse 23 tot 25 lees ons dan, en gesê, dis nou Salomo hier, Here God van Israel, daar is bo in die hemel of onder op die aarde geen God soos U nie, wat die verbond en die goedertierenheid hou vir U knegte, wat voor U aangesig wandel met hulle hele hart. En ek wil myself hier onderbreek, die verbond hou, daar's geen God soos U nie, sê Salomo. Hoekom is daar geen God nie? Ongeag van al die seëning, maar dit gaan daaroor, U hou U verbond, U doen wat U sê U sal doen, U hou U beloftes, U is altyd getrou, ons kan op U vertrou, ons weet dit. Dis hoekom daar geen God soos U is nie. Dit is wat Salomo in al sy wysheid, dis wat hy sê hier by die opening. Hierdie is nou deel van sy openingstoespraak as koning by die inwyding van die tempel. En dan vers 24, wat vir U knegt my vader Dawid U belofte aan hom gehou het. So hier hoor ons dit weer, ja, met U mond het U dit uitgespreek en met U hand volbring soos dit vandag is. So hy sê, hier staan ons nou, U het vir my vader Dawid gesê, ons sal vir hom 'n tempel bou, vir U 'n tempel bou, en hier het ons hom nou, hier wy ons hom in. So U is getrou, hier's die bewyse nou voor ons. En dan lees ons verder in vers 25, dan sê hy verder by hierdie inwydingstoespraak, hou nou ook, Here God van Israel, die belofte wat U aan my knegt, my vader Dawid gedoen, aan U knegt, my vader Dawid gedoen het, naamlik, daar sal vir jou nooit 'n man voor die aangesig ontbreek, wat op die troon van Israel sal sit nie, as jou seuns net hulle weg in ag neem, deur te wandel voor my aangesig, soos jy voor my aangesig gewandel het. So hierdie is ook baie belangrike gedagte. So deel van God se verbond is, daar sal vir Dawid nooit 'n koning op die troon ontbreek nie, natuurlik, wanneer hulle by die verbondstipulasies hou. Nou wil ek amper sê, rooi lig wat flikker onder die vyeblare deur, want ons is Sondag swak en nietig, so hoe gaan dit werk? Hoe gaan ons hierdie verbondstipulasies hou? Maar goed, ek gaan nou iets daaroor sê. Dan wil ek ook uitlig verse 27 tot 30 van 1 Konings 8, en daar lees ons, nou, dis nog steeds deel van hierdie toespraak. Salomo sê, maar sou God werklik op die aarde woon? Kyk, die hemel, ja, die hoogste hemel kan U nie bevat nie. Hoeveel minder hierdie huis wat ek gebou het. So in sy wysheid sê hy ten minste, ons weet God is hier teenwoordig, en God was in die tabernakel teenwoordig, maar ons besef, dit is maar net God wat sy genade aan ons wys, maar God is so groot en almagtig, daar's niks wat eintlik vir hom goed of groot genoeg is om hom te behou, dat dit nou 'n huis is waarin hy kan bly nie. God is oral en alomteenwoordig, dis wat Salomo hier in sy wysheid sê. En dan sê hy in die volgende vers, in vers 28,
Wend u dan tot die gebed van u knegg en tot sy smeking, Here my God, deur te luister na die geroep en die gebed wat u knegg vandag voor u aangesig bid. So baie belangrik hier, hy sê, Here, luister na dit wat ek bid, en gebed is hier 'n belangrike ding, want die volk het daar kom bid by die tempel, maar onthou, ons praat nou van die allerheiligste vertrek, waar God verteenwoordig word deur die verbondsark, en hy wat deur die wolkkolom, of deur sy teenwoordigheid daar in die allerheiligste vertrek ook teenwoordig is, maar daar was gerubs, en daar was 'n gordyn. En nou wil ek klaar sommer spring en sê, as ons oor gebed praat, onthou met Jesus se kruisiging, het in die tempel, daar die allerheiligste vertrek, hier waar die gerubs alles toemaak, daar die gordyn wat dit skei, wat hierdie ark skei van die mense, laat net die draaghoute uitsteek, het daar die gordyn, daar die voorhangsel van bo af middeldeur geskeer, so dit, ek sê dit baie keer, so dit wys vir ons, daar die skeiding tussen ons en God is deur Jesus se soenverdienste, deur sy sterwe aan die kruis vir ons, tot niet gemaak. Nou hoef ons nie meer deur die priesters en die profete te offer en te bid nie, maar hy het homself geoffer, en nou kan ons direk, soos wat hy ons in die Onse Vader leer bid, tot ons Vader wat in die hemel is bid, deur Jesus Christus en in die krag van die Heilige Gees natuurlik. Maar goed, ons lees verder, in vers 29 sê hy dan, luister na die gebed van die knegg, sodat u oë oop mag wees, nag en dag, oor hierdie huis, oor die plek waarvan u gesê het, my naam sal daar wees. So God word met die kerk vergelyk vandag nog. God se naam is sinoniem met die kerk, of God en die kerk is sinoniem. Sodat u gesê het, my naam sal daar wees, sodat u mag luister na die gebed, weer eens wat u knegg na hierdie plek toe sal bring. Luister dan na die smeking van u knegg en van u volk Israel, wat hulle na hierdie plek toe sal bid. Ja, mag u hoor elke gebed na u woonplek, na die hemel toe, en as u dit hoor, vergewe dan. En onthou, die Jode draai altyd wanneer hulle bid, hulle gesigte na die rigting vandag nog van die tempel. So dit is die gedagte ook hier, maar dan is hier 'n ander mooi ding, hy sê nie net na die tempel nie, maar hy sê ook, sodat u in die hemel waar u ook is, want u is God, sodat u ons gebede altyd verhoor. Maar hier is nog iets wat ek wil uitlig. Luister na die manier hoe hy die gebed hier beskryf. Hy sê, luister dan na die smeking van u knegg en van u volk Israel, wanneer hulle na hierdie plek toe sal bid. Gebed is nie iets waar ons, en ons sien dit baie in die charismatiese kerke, waar ons vir God wil beveel. Dit sal so wees. Nee, gebed is smeking. Dit is werklik wanneer ons voor die Here smeek. En veral hier waarop hy ook wys, as hy sê, sodat die volk vergewe sal word wanneer hulle sonde doen. Dis waaroor gebed gaan, is om te smeek. Here, ons besef, ons is swak, nietig en sondig. Daarom het ons u nodig om ons sondes vir ons te vergewe. En is nodig dat ons ook moet weet dat u ons gebede verhoor, sodat ons vrede kan hê om voort te gaan in ons lewens, en sodat ons sonde ons nie teruggaan. Goed, en dan 'n laaste paar verse waarmee ek vir ons wil afsluit. Vers 33 en 34, dan sien ons net Salomo beskryf nou al die tipe van gebede wat hy aan kan dink. Hy sê, as die volk Israel verslaan word voor 'n vyand, omdat hulle teen u gesondig het, en hulle hul tot u bekeer, en u naam bely, en tot u bid en smeek in hierdie huis, wil u dan hoor in die hemel, en die sonde van u volk Israel vergewe, en hulle terugbring na die land wat u aan hulle vaders gegee het. So, die opmerking hier word deur baie van die kommentatore gemaak, veral hierdie gedeelte, dit voel so half as mens hierdie gedeelte, en die wat ek nou nog gaan lees ook, is nog so 'n paar verse, dit voel nie of dit iets is wat Salomo sou gesê het daardie dag met die inwyding van die tempel nie, want hy het nog nie geweet dat daar gaan 'n ballingskap kom en hulle gaan weer afdwaal van God af en die tempel sal verwoes word en nie. Hierdie voel eintlik asof dit 'n smeking is van iemand wat in die ballingskap staan en sê, Here, as ons weer sondig en ons dwaal af en ander volke kom verslaan ons, asseblief Here, bring ons dan weer terug na u huis toe. So maar deur God se wysheid, dis so hy partykeer met mense ook werk. En dan lees ons verder 'n paar verse wat ek vir ons wil uitlig is 1 Konings 8 vers 38 tot 43 en ons lees daar, dit som dit in 'n sekere sin op, hy sê, Here, enige gebed, enige smeking wat enige van u hele volk Israel sal doen, as elkeen die plaag van sy hart ken,
sodat hy sy hande na hierdie huis toe uitbrei, wil U dan hoor in die hemel. So hy weet God is simbolies daar teenwoordig in die vertrek, maar hy sê aan mekaar, ek weet ook, U is nie net hier nie, U is ook in die hemel, U is oral teenwoordig. Wil U dan hoor in die hemel, U vaste woonplek, en vergewe en handel, en aan elkeen gee volgens sy weë, U wat sy hart ken, want U alleen ken die hart van al die mensekinders. So dis ook 'n belangrike gedagte, en sy wysheid is dit wat Salomo besef. Hy sê, Here, U is die kenner van harte. En dan sê hy verder, sodat hulle U kan vrees, dis waaroor dit gaan. En ons het nou verlede Sondag ook gesien, wat is werklike vrees van die Here? Dis wysheid. Wysheid is vrees van die Here en om hom te moet ken. En hierdie vrees is nie net om bang te wees nie, maar dis hierdie verwondering waarvoor ons voor God staan. Dis die vrees waarvan in die Bybel gepraat word, sodat hulle U kan vrees uiteindelik. En dan lees ons verder, sodat hulle U kan vrees al die dae wat hulle leef in die land wat U aan ons vaders gegee het. Ja, ook na die uitlanders wat, en hier is ook 'n belangrike gedagte met die lyn weer na Genesis 12 toe, ja, ook na die uitlanders wat nie van die volk Israel is nie, en uit 'n ver land ter wille van U naam kom, want hulle sal hoor van U groote naam en U sterke hand en U uitgestrekte arm. As hy kom en bid na hierdie huis toe, wil U dan hoor uit die hemel, U vaste woonplek, en doen volgens alles waarvoor die uitlanders U sal aanroep, sodat al die volke van die aarde U naam mag ken, om U te vrees soos U volk Israel, en mag gewaar word dat U naam uitgeroep is oor hierdie huis wat ek gebou het. So hierdie is 'n belangrike gedagte. Salomo begryp waaroor dit gaan. Dit het nog nooit oor Israel gegaan nie. Israel was nog altyd net die fondament wat God gebruik het om te sê, julle moet die voorbeeld wees, sodat die hele wêreld julle kan sien en ook na my toe kom. En dis wat Salomo ook hier sê, as die uitlanders, die heidene kom, dis wat ons ook is. Dan uiteindelik moet U ook hulle gebede hoor as hulle in U glo. Hulle moet ook in die huis inkom, hulle word ook U kinders. Dis die gedagte hier. En dan verder in vers 46 tot 49 lees ons dan ook, as hulle teen U sondig, dis nou almal, maar in die spesifiek ook hier sal dit nou Israel wees. As hulle teen U sondig, want daar is geen mens wat nie sondig nie. So weer eens belangrik hierdie besef, en is hierdie besef by die tempel op die berg, wanneer ons skuld ook daar bely, dit is hierdie besef waartoe ons daar by die kerk in die spesifiek ook kom, dat ons sondig is, en U op hulle toornig is, en hulle aan 'n vyand oorgee, en hulle veroveraars hulle as gevangenes wegvoer na die land van die vyand, ver of naby. So hier is weer 'n ballingskap tipe gedagte wat ons wat dit vandag lees kry. En hulle dit ter harte neem in die land waarin hulle as gevangenes weggevoer is, en hulle hul bekeer, en U smeek in die land van die wat hulle weggevoer het, en sê, ons het gesondig en verkeerd gehandel, ons was goddeloos, en hulle hul tot U bekeer met hulle hele hart, en met hulle hele siel, in die land van hulle vyande wat hulle weggevoer het, en hulle bid tot U, in die rigting van hulle land, wat U aan hulle vaders gegee het, so weer eens in die rigting van die tempel, van die stad wat U verkies het, Jerusalem, in die huis wat ek vir U naam gebou het, wil dan in die hemel U vaste woonplek hulle gebed en hulle smeking hoor en aan hulle reg verskaf. So ek wil amper sê, hier is dit amper profeties wat God vir Salomo hierdie laat bid, want later in die geskiedenis sal dit natuurlik gebeur. Goed, en dan ook 'n laaste paar verse wat ek vir ons wil uitlig net. Nou Salomo, wil ek amper sê, klaar met hierdie toespraak wat hy lewer. En nou lees ons in vers 45, net toe Salomo gereed was om hierdie hele gebed en smeking tot die Here te bid, het hy voor die altaar van die Here opgestaan uit sy knielende houding, so dit wys weer, hy is die koning, maar hy het gaan kniel voor God, met sy hande na die hemel uitgebrei, en hy het gaan staan, en die hele vergadering van Israel hardop geseën en gesê, onthou, hulle is nou beskryf as gemeente, en nou is hulle vergadering, so die tweede is die vergadering van God, die gemeente, wanneer ons by mekaar kom, vergader ons voor God se aangesig. Maar nou seën hy, en hy sê, in hier in vers 56 en verder lees ons dan, geloofd sy die Here wat aan sy volk Israel rus gegee het, net soos hy gespreek het.
Geen enkele woord het onvervuld gebly van al die goeie woorde wat hy deur die diens van sy knegt Moses gespreek het nie. So Salomo sê, God is 'n getroue verbondsgod. Mag die Here ons God met ons wees soos hy met ons vaders gewees het. Mag hy ons nie verlaat en ons nie verwerp nie, deur ons hart tot hom te neig, om ons in al sy weë te laat wandel en om sy gebooie en sy insettinge en sy verordeninge wat hy ons vaders beveel het, te onderhou. En mag hierdie woorde van my, wanneer ek voor die aangesig van die Here gesmeek het, dag en nag naby die Here ons God wees, sodat hy reg kan verskaf aan sy knegt en aan sy volk Israel na die eis van elke dag, sodat al die volke, sodat al die volke van die aarde kan weet, dat die Here God is, niemand meer nie. Laat julle hart dan volkome met die Here ons God wees, om te wandel in sy insettinge en sy gebooie te onderhou, soos vandag. Nou goed, en dan kan ons afsluit dan, natuurlik is die belangrike gedagte hier, is dat weer eens, sê Salomo ook, ons moet die wet van die Here, ons moet die insettinge en die verordeninge hou, want God is 'n getroue verbondsgod en hy wys dit vir ons deur alles. Maar God het verbondstipulasies en daai verbondstipulasies kan die mens nie onderhou nie. Dit is die hartseer van die verhaal. Ons is te swak en te sondig as gevolg van die sondeval. Nou, dan kom God na hierdie gebed, na hierdie toespraak, nadat die tempel nou ingewy is. So onthou, dis nou ook wat Salomo hier in smeking vra, en ek wil nou afsluit met dit, in 1 Konings 9, die volgende hoofstuk, dan sien ons net hierdie gedeelte waar God weer eens kom bevestig aan Salomo, hy is getrou. Dan lees ons, net toe Salomo gereed was met die bou van die huis van die Here, so dis nou, en die huis van die koning, en elke begeerte wat Salomo wou uitvoer, verskyn die Here vir die tweede maal aan Salomo, soos hy hom verskyn het in Gibeon, daar op die berg. En die Here sê vir hom, ek het jou gebed en jou smekinge gehoor, wat jy voor my aangesig uitgespreek het. Met ander woorde, hy sê, ek het gehoor by die openingsgesprek, of by die inwyding. Ek het hierdie huis wat jy gebou het, geheilig, deur my naam daar te vestig tot in ewigheid, en my oë en my hart sal daar altyd wees. En wat jou betref, as jy wandel voor my aangesig, soos jou vader Dawid gewandel het, met 'n volkome hart en in opregtheid deur te doen, net soos ek jou beveel het, en my insettinge en verordeninge onderhou, dan sal ek die troon van jou koningskap oor Israel vir ewig bevestig, soos ek jou vader Dawid beloof het, deur te sê, daar sal vir jou nooit 'n man ontbreek op die troon van Israel nie. So dan is dit belangrik dat ons hier sal besef, dat God was, wanneer ons vandag daarop terugkyk, was God weer eens getrou geweest. Die mens is te swak en sondig, daarom het alles wat verder gebeur het, uiteindelik gebeur. Salomo sal ons volgende Sondag sien, het afgedwaal. Die tempel is verwoes, die volk is in ballingskap weggevoer, maar God het in 'n sekere sin nog steeds, ten spyte daarvan dat die mens nie sy verbond, sy gedeelte van die stipulasies kan onderhou nie, het God getrou gebly. En daarom, omdat hy weet, die mens kan nie getrou bly nie, het hy uiteindelik vir Jesus Christus gestuur, om uiteindelik die straf wat ons verdien, omdat ons nie daai verbondstipulasies kan onderhou nie, om dit namens ons aan die kruis te kom dra. Maar uiteindelik ook het hy 'n koning gestuur, uit Dawid se nageslag, want onthou, hier is die belangrike, Jesus Christus is uit Dawid se nageslag uitgebore. En daardeur het hy 'n koning gestuur wat wel regverdig is, soos wat nie Dawid kon gewees het nie, en soos wat Salomo, selfs die wyse met al sy seën en al sy rykdom, uiteindelik nie kon gewees het nie. Toe stuur God in sy groot alwetendheid en deur sy groot liefde en genade tog 'n koning wat regverdig is, wat sondeloos is, wat homself vir ons kom offer as die volmaakte vlekkelose offerlam, om uiteindelik die straf op hom te neem, maar uiteindelik ook om ons skoon te was, sodat daardie verhouding tussen ons en God, alhoewel ons hierdie verbondstipulasies verbreek, nie verbreek hoef te wees nie, maar sodat dit weer herstel kan wees deur Jesus Christus, wat die middelman is, wat die volmaakte middelaar is, wat homself in ons plek uiteindelik kom offer. En uiteindelik, daarom uiteindelik het ons toegang
nie net tot die tempel vandag nie, maar die genade word groter. So ek wil amper sê, deur Jesus Christus moet ons sien, daar was die tabernakel, die draagbare tempel, toe's daar die tempel, maar daar was nog beperkings binne die tempel, ons kon nog nie in die allerheiligste vertrek ingegaan het nie, maar deur Jesus Christus, hierdie seën, hierdie oorvloed van Salomo, deur Jesus Christus word dit ten spyte van ons sonde, vir ons vandag net nog meer. Ons het nou direkte toegang as te ware tot die kerk, om tydens die kerkdiens in tweegesprek met God te wees. Ons het nou direkte toegang deur gebed, om ons gebede voor God in smeking te smeek, en ons het die wonderlike voorreg om te weet, hy verhoor ons gebede, en uiteindelik wag die ewige lewe op ons, die ewige tempel in die hemel, wat weer eens net nog meer oorvloed en rykdom, goue strate word vir ons beskryf in Openbaring. So nou is dit nie net meer die tempel wat met goud oortrek is nie, maar dit is die hele stad, die hele nuwe Jerusalem, alles is met goud oortrek. Dis wat op ons wag. So as ons op die Here vertrou, en ons kan op hom vertrou, want hy is die getroue verbondsgod, hy het gesê hy sal die Messias stuur, hy het gesorg dat daar nooit 'n koning op die troon van Dawid ontbreek nie, en dit is tot vandag toe so, want Jesus is die koning van die konings wat op die hemelse troon sit, en daarom kan ons ook weet dat in ons lewens sal God ook getrou wees uiteindelik tot aan die einde, want hy is die God wat sy beloftes hou. So, ek wil vir ons afsluit met 2 gedeeltes, maar ook met 'n ander gedagte wat ek hierby wil aanknoop. En dit is dat, ek het nou reeds gesê ook aan die begin, voor ons begin het, dat vandag is ook die 6de April, so dit is ook, dit staan bekend in Suid-Afrika ten minste as Stigtersdag of van Riebeeksdag, en dit is die dag wanneer Jan van Riebeeck hier aangekom het, en dan weet ons 2 jaar na dit, het Jan van Riebeeck ook 'n gelofte voor die Here afgelê, en is 'n gelofte wat ons veronderstel is om te behou, maar wat ons baie keer ook vergeet. Maar as ons na daardie gelofte wat Jan van Riebeeck aflê ook gaan kyk, dan sien ons ook, dis eintlik 'n gebed wat hy voor God bid, 'n smeekende gebed, dat God ook hier sal bewaar. En wanneer ons na onsself vandag kyk, en ons kyk na die kerk, en alles wat van 1652 af gebeur het, dan besef ons ook in ons eie geskiedenis, God is die getroue verbondsgod, God verhoor ons gebede, en God is getrou, en daarom, nie net wat ons eie lewens aanbetref, kan ons op God vertrou, en weet hy sal altyd getrou bly nie, maar ook wat ons taak en ons roeping hier op aarde aanbetref, kan ons ook weet, deur God se getrouheid wil hy ook vir ons gebruik, om sy getrouheid aan die wêreld te wys. So dit beteken dat ons baie keer deur die moeilike tye moet vasbyt, op God moet bly vertrou. Hoekom? Omdat ons weet hy is getrou, en hy het gesê, hy kom weer met die wolke om ons te kom haal, en hy sal ons vat na die ewige tempel, na die ewige stad, wat uiteindelik eendag op ons wag in die ewige lewe, en niks kan dit van ons wegneem, ons hoef nie daaraan te twyfel nie. Hoekom? Omdat Jesus Christus, die koning van die konings, uiteindelik sy koningskap kom bevestig het deur vir ons aan die kruis te sterf, en vir ons die dood te oorwin, deur op die 3de dag uit die dood op te staan, en toe opgevaar het na die hemel toe, om sy troon te bestyg, en daarop te gaan sit, en dis die gebeure wat ons eersdags oor die Paasnaweek dan ook weer gaan vier. So kom ek sluit vir ons af met 2 gedeeltes uit die Nuwe Testament. Die eerste is die gedagte van, ons is op pad na Goeie Vrydag toe. So in Johannes 12 vers 12 tot 15 lees ons, die volgende dag het 'n groot menigte feesgangers, toe hulle hoor dat Jesus na Jerusalem kom, palmtakke geneem en uitgegaan om tegemoet en geroep, Hosanna, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, die koning van Israel. So dit herinner ons aan Salomo se inleidingstoespraak. En Jesus het 'n jong esel gevind en daarop gaan sit, soos geskrywe is, moenie vrees nie, dogter van Sion. Sion is die berg waarop die tempel gebou is. Kyk, jou koning kom, en hy sit op die vel van 'n esel. So die gedagte is weer eens hier, God bly getrou. God het gekom, soos wat die Ou Testamentiese profete beskryf het. God sê hy kom weer, en ons kan ook hoor, jou koning kom soos wat hy gesê het, hy sal kom. Maar hierdie keer is hy nie op 'n esel nie, maar hy kom op die wit perd, wil ek amper sê, as oorwinnaar. En dan die laaste gedeelte
In Openbaring, waar vir ons die ewige lewe, die hemel beskryf word, lees ons in Openbaring 7 vers 9 tot 12. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit al die nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke, weer eens, hier is die gedagte, met palmtakke in hulle hande. So die lyn word reg deurgetrek tot by Eden, en hier word nou beskryf wanneer ons in die ewige lewe is, en wie is daar? Alle volke, alle nasies, alle stamme, alle tale. So dit sê ook vir ons, dat God sal getrou wees, maar ek wil hierdie gedagte ook trek na ons toe. Dis vandag Stigtersdag, dis die 6de April, en die gedagte hier rondom is ons kan trots wees op ons eie, want dit gaan nie een mengelmoes in die hemel eendag wees nie. Daar's verskillende volke en stamme en tale, so elke volk, soos wat God hom gelei het, kan trots wees op hoe God hom gelei het, en hoe God daardie volk spesifiek gebruik het, binne hulle kultuur en hulle taal, en alles wat hulle doen wat mooi is. So dit is die gedagte ook hier. Daar is 'n verskeidenheid in die hemel, dis nie een basternasie wat daar in die hemel is nie, maar daar's verskillende tale en volke en nasies, so dit is ook, om trots te wees op die eie, is Bybels. Dit beteken nie dat ons ander moet haat nie, en dit beteken nie wanneer ons trots is op ons eie, dat dit beteken dat ons ander haat nie, dit beteken net God het verskillende volke gemaak, en elkeen kan trots wees op sy erfenis. Maar dan lees ons verder in vers 10, en hulle het met 'n groot stem geroep, dis nou al die volke en nasies en stamme en tale, en hulle het met 'n groot stem geroep en gesê, heil aan onse God wat op die troon sit, en aan die lam, en al die engele het rondom die troon en die ouderlinge en die 4 lewende wesens gestaan, en hulle het voor die troon op hulle aangesig neergeval en God aanbid en gesê, Amen, die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging en die eer en die krag en die sterkte aan onse God tot in alle ewigheid. Amen. En ek sê ook Amen. Kom ons sit net so en dan sluit ons oë. Ons almagtige God, Hemelse Vader, Here, ons dankie en ons loof en prys U vir U liefde, vir U genade, vir U goedheid en vir U guns. Ja, Here, dat ons ook vandag kan weet, hier waar ons as U gemeente bymekaar kom, dat ons ook hier as te ware in die voorportaal van die ewige lewe staan, hier waar ons uiteindelik kan opkyk na die poorte van die hemel, soos wat die volk van ouds in die tempel, die allerheiligste vertrek wat bedek is deur die gerubs, dan ook sou kon sien. Here, ons dankie dat U ons dan ook bymekaar bring as U gemeente, as U vergadering, en dat U ook vir ons hier seën, dat ons daardie versekering kan hê elke keer wanneer ons ook bymekaar kom, dat dit as te ware 'n bergtop oomblik is, 'n oomblik van kosmiese wysheid wat U aan ons dan ook gee, om opnuut weer te besef wie U is, en hoe groot U liefde en U genade dan ook vir ons is. En Here, daarom wil ons dan ook vanmôre saam met Salomo van ouds dan ook voor U smeek. Here, vergewe ons sondes, en lei ons so dat ons nie meer sal sondes doen nie, maar lei ons dat ons ook werklik lewens van dankbaarheid sal leef in alles wat ons doen, dat ons ook soos Israel van ouds, nou dat ons deur die geloof, soos Galasiërs 3 dit vir ons beskryf, ook U kinders en die erfgename is, dat ons ook soos Israel van ouds die voorbeeld sal wees, dat die wêreld na ons sal kyk en ook 'n begeerte sal hê om U te ken, om ook op te kom na U huis toe. Here, daarom vra ons ook in die moeilike tye, gee dat ons altyd sal onthou, deur die werking van U Heilige Gees in ons harte, dat U ook moeilike en swaar tye gebruik om ons te vorm, om ons sterker te maak, maar dat ons kan weet, U is die getroue verbondsgod, U doen wat U sê, U beloftes word uiteindelik volbring, en ons kan altyd op U vertrou, en U sê vir ons dat ons U kinders is, U sê vir ons dat ons erfgename is van die ewige lewe, en regeer dat ons daarom ook sal lewe, soos erfgename van die ewige lewe, wat ook op pad is daarheen, en dat ons deur daardie dankbare lewe, in alles wat ons doen, die lof en die eer en die heerlikheid wat U toekom, dan ook aan U sal bring. Here, al hierdie dinge vra ons en bid ons, nie omdat ons dit verdien nie, maar alleen uit U groot liefde en genade, as dit U wil is, in die naam van Jesus Christus, ons koning,
ons saligmaker en ons verlosser. Amen.